As hy, kom ons gaan nog so 'n bietjie weer kyk, 250 Isuzu. Daar ons het blokke ingegee, ons het 'n probleem gehad, die ons het cast iron liners ingesit. Moenie dat jou engineeringshop vir jou sê, hy moet 'n cast iron liner vat nie. Hy praat nonsens, hy word van die fabriek afgemaak met 'n chrome liner, dis wat hulle hom ingaan. Geen cast iron liner. As 'n engineeringshop vir jou sê, jy sit 'n cast iron liner in, vat jou werk met anders toe. Right, point blank. Kom ons gaan gou hier na vorentoe. Voor ons by die blok uitkom, hierdie pypie wat hier sit, dis 'n water dispenser, hier is hy. Ons sit enetjie wat nou uit is. Wat gebeur is, jou water wat deur die blok, dis 'n groot gat wat hier ingaan, dwars deur. Kom daarso, okay? Hierdie dispenser gaan daar in. Dis die water wat tussen die sleeves deurspuit. Daar kan jy dit duidelik sien. En hy gaan agterom en hierdie gaan tussen die sleeves deur om hom te verkoel, egalig. As hy nie in is nie, gaan hy bly overheat. Dan kan jy doen net wat jy wil. So as iemand aan 'n masjien gewerk het en het 'n overheating probleem, strip hom voor, kyk of hy hierdie pypie ingesit het. As hy hom nie in het nie, hulle noem hom forget me not. Dis hy hierdie. Right. Ander ding. Hierdie motor sleeves is gedoen. Hier's nou nuwe liners in. Jy het 'n maximum 0.75 van 'n millimeter wat hierdie sleeve bo kan uitsteek. Onthou, dit was nou 'n cast iron liners wat iemand voor jou nie ingesit het. Alright. Toe het hulle hom nou uitgeboor en vir ons weer die gewone standaard liners ingesit op hom. Dis die chrome liners hierdie. Daar kan jy jou gap sien. Daai is dit. Ek gaan die regte enetjie hier sal kry. Daar is hy. Hier gaat hy. Daar gaat hy weer. Dis wat jy wil hê. Want dit veroorsaak 'n perfekte seal. Nou ja, hier is nou 'n protrusie gesny binne in hierdie in die blok in. Dan pres die sleeve in, dan steek daai 0.75 en bietjie minder kan jy toelaat. Dit moet uitsteek. Dan is die blok dan geskien. Protrusies is gesny, jy het 'n nuwe chrome liners, nie cast iron liners, nie chrome liners. Dis wat jy moet insit. OK, kom ons kyk nou na iets anders dan. Dis gedoen perfect, ek's happy, nuwe oliepomp, nuwe camshaft. Crankshaft is nie gepolish of iets nie, hy was skoon, hy keer niks nie, ek hang nie op 'n crankshaft af as dit nie nodig is nie. Hy is gemik, hy's in spek. Hoe meer jy daai, baie ons vat die crank, hy laat hom anyway sny. Dis onnodig, vir in terme van oor 2 jaar kan hy die crank dan laat sny na, byvoorbeeld na 10 toe. As jy dit doen, dan spaar jy jou crankshaft. Right, hierdie pypies gaan onder in die blok in. Almal ken ons hy squirtertjie so hier op, teen die piston in die sleeve. Right, jy kan die goed vat, jy kan dit weggooi. Ek sal jou waarborg dra. Ek het 1000 al gebou, ek maak jy goed met die hand groot. Laat ek so sê, die fabriek in China, bel my nou en vra of my nog nuwe inligting by mekaar kan kry, dat die goed mee kan verbeter. Okay, dis die job. But anyway, sien jy die valve? Hy gaan hier in. Right, dis nou weer, as jy 'n sekere druk kry, oliedruk binne in die masjien, dan stoot hy daai pistontjie op, en hy maak hom oop, en dan spuit hy die olie deur daai pypies, binnekant op die sleeve en op jou gudgeon pins. Right, maar onthou, jou crank se splash, die trou op hom, gooi genoeg olie daar, vra vir Okkie, daar loop duisende wat ek gemodify het. Ek het die goed uitgelos, en ek het 'n blank opgesit op hulle. Ek het by 'n maatskappy jare terug van die ingevoerde blokke gekoop, en daai blokke het nie die pype ingehaat nie, hy het gekom met 'n blank in. Toe doen ek het. Ek praat van 24, 23 jaar terug. My masjiene loop nou nog. Ek gaan dit vir op skrif sit. Wat gebeur is? Kom stap mooi nader. Kyk 'n bietjie wat hier gebeur. Kyk jy wat gebeur. Hierdie dingetjie lê los. Kyk, hy plunger lê los. Check hom nou. Kan jy hom sien? Daar's hy. Sien jy? Die springkie hierso, van al die jare se ry, verloor hy tension. Met ander woorde, kyk aan. Ek druk nie hom nie. Kyk daar. Dan bly hierdie boggertjie oop. Jy oor die engine, dan sien jy maar wie sien, hierdie ding bly die hele tyd, hy sê oor die flikker so. Dis jou probleem. Jy kan een van twee doen. Jy kan hom afdruk. Hierdie is nie boetserwerk nie. Ek weet waarvan ek praat. Dan vat jy 'n pan, so slat jy hom hierso, en jy slat hom daar. Dan hou jy daai piston vas daar. Of jy kan hom as jy hom net kan, net tag daar met 'n bietjie breiding of iets, silver solder. Dan hou hy. Maar vat hom en hierdie part, smyt hom weg, sit 'n blank in. Kyk maar hoe dan dit. Ek het meer engines gedoen as wat die ouens die naam Isuzu al gebruik het vir die mechanics. Dis wat jy daar doen. Klaar. Nou right. As jy hierdie stappe so deurgegaan het met alles,
Jy sit jou nuwe pistons in jou ringe in. Onthou wat ek gesê het. Die ringe het ek nou ongelukkig nou nie hier nie. Wag, hier wys van nou hier agter. Nee, die hand kom. Nee, is nie. Right, wat jy doen is, jou skryperring, dis jou tweede ring, nee, moet jy nie 'n gladde wand omvat nie, soos jou kompressiering nie. Jy moet 'n ring vat met 'n step, die step van onderaf. Sit hom op, 99% of the time gebruik jy bouwerolie. Ek weet nie hoekom nie, as jy nie daai step insit nie, dan werk hy nie. Ek het my ambag by Isuzu gedoen. O ja, dat ek jou net so vinnig ander dingetje vertel. Jy het dit nie geweet nie. Jy vat 'n 3 liter se Isuzu se kruin, dis 'n staalkruin. Dan sit jy hom net so binne in jou 2.8 in. Dan sny jy 2 mm van jou piston af en hy's A1. Glo my, hy pas. Ek doen dit al vir jare. Wat hy? Ek hoop dit gaan 'n bietjie lig op die onderwerp werk. En onthou wat ek julle gesê het. Vat my woord vir 'n werk. Have a shit all day.